Welkom by Oban se onderhoudprogram. Vandag gesels ek met my ma Mia Kritzinger. Kom ons spring weg. So, wat is mamma se beroep? Ek is 'n kliniese sielkundige. Nou, wat doen 'n kliniese sielkundige? Wel, 'n kliniese sielkundige sal gewoonlik terapie doen met mense wat probleme het, wat met iemand wil gesels oor hulle probleme. En dan kan ons ook toetse doen oor vir spesifieke redes, byvoorbeeld intelligensietoetse of persoonlikheidstoetse en dan verslae skryf daaroor. So, dis eintlik soos jy ondersoek verskillende mense om uit te vind oor hulle en dan help jy hulle want jy weet van hulle. Ja, so iets. Ja. Okay. So, waar het mamma dan nou graad gevang om hierdie werk te kry? Ek het in Potchefstroom, toe ek graad gevang het, was dit nog die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Maar vandag is die plek se naam die Universiteit van Noordwes, Potchefstroom kampus. Hulle het 'n paar ander kampusse ook. So ek het my meestersgraad het ek daar gedoen. En toe het ek baie jare later my doktorsgraad by Universiteit van Pretoria gedoen. Sjoe, mamma is 'n professioneel. So, hoekom het mamma dan nou 'n kliniese sielkundige geword? Ek dink vir die meeste tyd in my hoërskoolloopbaan is sielkunde waarna ek belang gestel het. Ek het bietjie gegaan vir aanlegtoetse of belangstellingstoetse. En die goed wat aanbeveel is vir my was journalistiek en sielkunde. En ja, dit het my baie geïnteresseer. Ek dink ook in my gesin, ek is die oudste van 4 kinders. En in my gesin was daar gedurende bakleierye tussen die boeties en die sissies. En ek dink ek moes dit so partykeer bietjie die vrede bewaar. So ja, ek dink ek het daarvan gehou om met mense te gesels en te probeer om die konflik op te los. So ek moet maar net die werk kies wat ek van hou. Dis baie belangrik, ja. Jy moet iets doen waarvoor jy baie lief is. Dat jy elke dag as jy moet terug gaan werk, dan moet dit oukei wees vir jou om te gaan. Ja nee, ek wil nie die eerste dag het baie geniet by waar ook al ek werk en dan die volgende dag dan kom ek agter is nie lekker nie. Ja. Sal nie goed wees nie. Nee. Dan gaan ek na mamma toe moet kom. Jy moet kom vir 'n sessie. Ja, oukei. So, hoe lank is mamma dan nou as 'n kliniese sielkundige? Dis baie lank. Ek het in 2003 gekwalifiseer as 'n onafhanklike praktiseerder. So dis nou so 22 jaar. So, Dis meer as dubbel hoe oud jy is. dit is Heeltemal. dis so mamma weet baie. So as ek nou as ek nou na mamma toe kom dan sal mamma baie verstaan en soos baie goed met dit. Ja, ek hoop so. Ek dink ek het lekker baie ervaring, ja. Maar onthou nou elke mens is anders. Al het ek baie geleer en al het baie mense gewerk. Elke keer as ek 'n nuwe persoon ontmoet, is dit 'n unieke geval en 'n ander soort probleem. So dit is ook maar iets wat 'n mens nog steeds leer, elke dag nuwe goeters uitvind. En sit met die beste van die beste hierso julle. So as jy 'n probleem het, ek dink sy is hier in. So, wat geniet mamma dan nou die meeste van mamma se werk? Ek dink om verskillende mense te ontmoet. Ek ontmoet die interessantste mense, verskillende ouderdomme, geslagte, kulture, ja, verskillende uitdagings wat hulle ervaar. Dit is geweldig interessant. Yes. Ek het geweet daar kan so baie verskillende goeders in soos 'n werk wees nie. So dis seker soos as jy nou 'n bouer is, dan soos jy bou 'n skool of 'n huis en dan is dit mos nou verskillend. Ja, elke keer as jy 'n nuwe huis bou, het jy 'n nuwe plan daarvoor. Baie interessant. So
Watse uitdagings het mamma se werk? Ag ek dink in my werk spesifiek kan dit partykeer gebeur dat mens hoor partykeer hartseer stories of moeilik goed wat met mense gebeur het. Dit kan partykeer 'n bietjie ontstellend wees. So dan is dit nou maar net om, jy weet, ek moet nou nie elke dag huis toe gaan en bekommerd wees oor ander mense se goed nie. Dit kan 'n uitdaging wees en natuurlik die manier hoe ons dit hanteer is dat ek self dan moet gaan vir supervisie. Ek kan self met 'n sielkundige gaan praat of bietjie dit deurpraat as ek sukkel. Ja, en partykeer gebeur dit ook dat iemand baie probleme het en dit is moeilik om 'n oplossing te vind daarvoor. Dit maak dit ook partykeer moeilik. Maar mamma het daar was nie al enige probleme soos mamma het mos al almal van hulle gehelp en Ek hoop so, ja. mamma het my al baie gehelp. Dankie opa. So, watse raad het mamma vir iemand wat nou as ek nou 'n kliniese sielkundige wil word? Watter raad het mamma dan nou vir my? Ek dink dit is belangrik dat jy belangstel in mense. Jy moet nuuskierig wees oor mense. Mense se stories moet vir jou interessant wees, dink ek. En jy moet maar ook hard werk. Dit is die opleiding deel daarvan is nogal intens. Dit is ook partykeer moeilik want jy gebruik eintlik jouself as 'n voertuig om terapie mee te doen. So jou persoonlikheid en wie jy is, word ook maar geaffekteer partykeer deur jou opleiding om daar uit te kom en dit kan partykeer moeilik wees. Maar ek dink as jy 'n sielkundige wil wees, is dit belangrik om te leer wat almal vir jou al die dosente vir jou leer, om al die teorieë te verstaan en al die leerwerk te doen, maar om regtig ook te verstaan wie jy self is en wat jy na die beroep toe bring. Want op die ou ende van die dag moet jy met jou persoonlikheid werk op 'n manier wat vir jou gemaklik is. So elke sielkundige werk anders en dis ook hoekom kliënte maar kan soek tot hulle iemand kry wat by hulle pas of wat vir hulle lekker werk. En ek dink studente dink partykeer hulle moet op 'n sekere manier wees of dink om dit reg te doen. Ek dink nie in sielkunde is daar so iets om dit reg te doen nie. Ek dink jy moet 'n manier kry wat werk vir jou en jou persoonlikheid en dan wat ook werk vir die kliënt wat voor jou sit. So as ek nou na mamma toe kom, kan dit dalk anders wees as wat ek na iemand anders toe gaan. Verseker, ja. Dit is definitief anders by elke persoon. Ja. Maar elke sielkundige help jou, né? Ja, maar op hulle eie manier. Okay. Ja. So, wat is mamma se werksmotto? My werksmotto. Soos om aan te hou gaan wat jy hou, dat jy nie ophou nie. Wel, ek is baie lief vir my werk. Dit interesseer my en dit is baie opwindend en ek leer altyd nuwe goed. Maar ek dink my motto sal dalk net wees om altyd oop te bly daarvoor om te leer. Maak nie saak hoe lank ek dit doen of hoe baie ek al ervaar het nie. Mens leer die hele tyd nuwe goed. En ons moet oop wees daarvoor. Ek dink veral in my beroep, maar ek dink in ander beroepe ook. Daar's altyd nuwe mense wat jy ontmoet, daar's altyd nuwe uitvindings en nuwe idees. Ons moet altyd oop bly vir nuwe goed om te leer. So, mens hou nie op leer wanneer jy uit skool uit is nie, hy mos net aanleer. Nee, jammer. Maar ten minste hoef 'n mens mos nie eksamen te skryf nie. Nee. Okay, nee, dan sit reg. Ek is dan klaar met eksamens. Maar as mamma nie 'n kliniese sielkundige was nie en soos daar was nie, soos dit nie eers dalk bestaan nie, wat sou mamma dan nou wou wees? Ja, ek het gedink aan daai journalistiek opsie, het ek op 'n stadium ook oorweeg, maar ek is nie seker daarvan nie. Ek dink ek sou graag 'n musikant wou wees. 'n Professionele musikant. 'n Eerste cello in 'n groot orkes. Sjoe.
Ek het al klaar, soos partykeer aan by die huis, dan speel mamma Mossichelle. Dis ja, so as mamma dan nou net meer tyd gehad het, dan sou mamma dit seker ook gedoen het, né? Ja, maar ek gaan tyd maak vir volgende jaar. Ek het klaar met iemand 'n afspraak gemaak vir lesse. Ek gaan eers kaartjies koop. Hou net vir my kaartjies asseblief. Dankie my liefie. Daar het julle dit. Nou weet julle wat 'n kliniese sielkundige doen as gevolg van my ma wat ons hierso gehelp het. So dankie. Vandag is ons klaar gepraat met my ma. Ons sien julle volgende keer weer op my program. Totsiens.